Welkom terug. Nou, Adèle de Tooy, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, sluit volgende by ons aan en ons gesels spesifiek oor hoe populêr rooibos in die Chinese mark geword het. Goeiemôre Adèle. Môre Jennifer. So lekker om vandag met jou te gesels voordat ons praat spesifiek oor die Chinese mark. Vertel ons bietjie tradisioneel, wat is Suid-Afrika se grootste uitvoermark? Waartoe voer ons die meeste gewoonlik uit? Op die oomblik is ons grootste uitvoermark Japan en dit is gevolg deur Duitsland en dan daarna die Nederland. Waarom is die Chinese mark belangrik vir groei in die rooibosbedryf? China is die wêreld se grootste teemark met miljoene verbruikers wat toenemend belangstel in natuurlike en gesondheidsprodukte en dit bied 'n enorme geleentheid vir rooibos om nuwe markte te betree, uitvoere te verhoog en natuurlik die internasionale voetspoor van die bedryf verder uit te brei. Nou, hierdie is nou nie ewe skielik gaan ons China toe nie. Ons was nou al in China, ons voer nou al na China toe uit. Het dit stelselmatig gegroei oor die laaste paar jare? Ja, beslis. Om 'n groot mark so China te betree is nie maklik nie. So dit gaan tyd vat om baie beslis in daai mark in te kom. Verwag die Rooibosraad nou dat plaaslike produsente en vervaardigers gaan baat vind by hierdie spesifieke mark in China? Ja, beslis. Tariefvrye toegang maak rooibos baie meer mededingend en bekostigbaar in China en natuurlik toeganklik, wat natuurlik nuwe geleenthede vir produsente, verwerkers en natuurlik uitvoerders kan skep. Die feit dat dit tariefvry is, dit is half nuwe nuus wat geskep is. Wanneer het dit ingetree? Dit het die 1 Mei gebeur in 2023 het die tarief van 10 tot 15% na 6% toegestyg en die 1 Mei is dit nou tariefvry. Hoe gewild is rooibos tans onder Chinese verbruikers en watter tipe produkte toon die meeste potensiaal? So rooibos is steeds 'n relatiewe nuwe produk in China, maar belangstelling is baie besig om toe te neem, veral onder die jonger en gesondheidsbewuste verbruikers. So produkte soos premium losblaar tees, teesakkies, gereed om te drink drankies en selfs welstand produkte toon baie groot potensiaal. En veral aangesien omdat rooibos kafeïnvry is en bekend is vir sy natuurlike en gesondheidseienskappe. Jy noem nou die hele tyd mense wat veral fokus op gesondheid. Vir mense wat nou heeltemal al gemis het hoekom rooibos so gesond is, wat is van daai elemente wat rooibos spesifiek so gesond maak? So rooibos is kafeïnvry, so enige iemand kan dit drink van jong tot oud. Daar's ook navorsing gedoen dat rooibos kan help vir hartsiektes, rooibos kan help om stres te bekamp, baie goed om diabetes te voorkom en selfs om kanker te voorkom. So in die algemeen is rooibos net 'n goeie drankie as jy dit byvoeg by jou daaglikse leefstyl. As ek nou dink byvoorbeeld aan rooibos, dan dink ek net aan my gewone sakkie tee wat ek in my koffie in die water gooi. Dis omtrent dit. Daar het ek my sakkie tee. Is daar meer produkte waarvan mense nie gewoonlik bewus is nie, of kan mens meer doen met rooibos waarvan mense nie bewus is nie? Baie beslis, so die nuutste neigings is soos om rooibos espresso, rooibos cappuccinos te maak wat baie lekker is. Jy kan selfs met rooibos kook. Dis baie goed vir selfs sout of soetgeregte. In plaas van water of melk kan jy rooibos gebruik en natuurlik jou antioksidante so inkry. Jy sien, dis goeie nuus. Watter uitdagings bestaan daar steeds vir Suid-Afrikaanse rooibos in China ondanks tariefvrye toegang? Hoewel die tariefvrye toegang 'n groot stap vorentoe is, bly daar nog uitdagings soos byvoorbeeld verbruikersbewustheid, baie sterk mededinging in daai mark omdat die mark so groot is en natuurlik die koste van bemarking en verspreiding. Soos ek gesê het, dit gaan definitief tyd vat om 'n handelsmerk in 'n groot en diverse mark soos China te vestig. As mens nou dink aan rooibos en mens dink aan hoe die mark kan ontwikkel, ekonomiese groei vir Suid-Afrika, wat beteken hierdie tariefvrye mark in China dalk vir hierdie twee elemente? So groter uitvoergeleenthede kan regtig 'n verhoogde produksie stimuleer wat dan op sy beurt werkskepping in die landbou, verwerking, verpakking en selfs in logistiek kan ondersteun. Die rooibosbedryf speel reeds 'n belangrike rol in die ekonomie in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap en verdere groei en hierdie positiewe impak kan regtig 'n goeie impak op die gemeenskappe hê. Nou Adèle, ons moet gesels oor wat die planne is, gaan op meer bemarking wees, meer opvoeding en nog lekker verder gesels oor rooibos, maar dit gebeur net hierna.
Welkom terug. Ons gesels verder met Adèle de Tooy. Sy is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad. Ons gesels spesifiek oor die Chinese marke wat oopgegaan het, bietjie meer oopgegaan het vir rooibos in Suid-Afrika. Adèle, het julle enige opvoedkundige beplanning, bemarkingsveldtogte wat julle gaan loods om meer bewustheid te skep in China? Jennifer, die Rooibosraad ondersoek voortdurend geleenthede om rooibos internasionaal te bevorder. En ons doen dit deur vennootskappe, digitale veldtogte en selfs opvoedingsinisiatiewe. In China veral is dit baie belangrik om verbruikers bewus te maak van rooibos se unieke oorsprong, natuurlik net in Suid-Afrika en nêrens anders in die wêreld nie. En natuurlik ook die kwaliteit en die natuurlike voordele wat die produk het. Ja, so belangrik om seker te maak almal weet wat hulle kry as hulle die naam rooibos hoor en dit maak ons altyd so trots Suid-Afrikaans ook om dit te hoor. Hierdie ooreenkoms nou met China, hoe help dit ons om meer mededingend te wees in vergelyking met ander tee-produserende lande? So die tariefvrye toegang plaas rooibos in 'n baie sterker posisie deur die produk baie meer prysmededingend te maak in China. Dit help om 'n gelyker speelveld te skep teenoor ander internasionale teemarkte en dit versterk natuurlik ook rooibos se posisie as 'n unieke premium produk uit Suid-Afrika. Wat beteken hierdie vir langtermyn volhoubaarheid en ook natuurlik internasionale groei? Dis 'n baie positiewe ontwikkeling vir die langtermyn vooruitsigte van die bedryf en natuurlik versterk dit rooibos se status as absolute wêreldklas Suid-Afrikaanse produk met baie sterk uitvoerpotensiaal. Wat is die vooruitsigte vir rooibos? Gaan julle nog probeer nog markte betree? Is daar een van hierdie markte wat julle dink ons is amper daar, ons wil nog groter deurbraak maak? Maar soos jy gesê het, rooibos word uitgevoer na 50 lande toe. Die top 5 lande maak omtrent so 80% van die totale uitvoer. So alhoewel daar baie lande is die top 5 regtig die grootste, maar ek dink beslis gaan China die top 5 betree binne in die volgende paar jaar. Maar mense is baie meer geïnteresseerd in rooibos omdat dit die unieke oorsprong het. Rooibos is in 2021 die beskermde oorsprongbenaming uit die Europese Unie gegee. En dit was die eerste Suid-Afrikaanse produk om dit te kry. En dit beteken regtig baie vir internasionale markte om rooibos so uniek te posisioneer. As daar iemand is wat nog steeds nooit in 'n lewe 'n koppie rooibos geniet het nie, Adèle, wat sal jy vir hulle sê? Hoe moet hulle dit begin en watse raad het jy vir hulle? Die beste manier om rooibos te drink is 'n suiwer rooibos tee koppie sonder om melk of suiker by te sit. Drink dit bietjie sterk. Rooibos natuurlik het 'n unieke soet smaak. So as jy 'n soettand het, jy hoef nie suiker of ander versoeters by rooibos by te sit nie. Maar wat ek so baie geniet van rooibos is die veelsidigheid. Ons het gepraat oor jy kan dit gebruik om kos te maak, om te kook. Jy kan 'n koue of 'n warm drankie daarmee doen. Jy kan dit selfs direk op die vel sit as jy allergiese vel het of jy het 'n uitslag of 'n insekbyt. So daar's soveel dinge wat jy met rooibos kan doen, nie net 'n koppie tee nie. Nee, kyk vir my, dit lyk vir my of daar niks is wat rooibos nie kan doen nie. Dit is wonderlik om te hoor, al die eienskappe ook. Mal daaroor, dankie vir die lekker gesels vanoggend. Ons waardeer jou tyd. Dit is baie opwindend om te hoor hoe goed rooibos doen hierdie baie trots reg Suid-Afrikaanse produk ook. So Adèle, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Jennifer, lekker dag. Dit is dan Adèle de Tooy, woordvoerder van Rooibos Raad Suid-Afrika. Nou eers tyd vir 'n bietjie musiek. Hier is Bok van Blerk en Appel.